Welcome back to Inspire Elsie's Radio, where we make Elsie's lekker again. But we're not only here for Elsie's, wherever you are listening from. As jy, we don't want to put it in not in foul language, but if you are enjoying the show, of as jy lekker kry vir wat die Here deur hierdie mense op hierdie stasie doen, I want to welcome you to comment on our WhatsApp number 0681024094. Please let us know if you are enjoying the show. And if God has touched you, let us know that as well. Because we are here to assist you. We are here to uplift you. We are here to encourage you and to let you know whatever has happened in the past, put the past behind you. Isaiah 43 verse 19 says, put the past behind you, because God is wanting to do a new thing. And so we're going to hand over to Pastor Stephen Samuels, and he's going to share his testimony with you today. Over to you, Pastor Samuels. Let them just know if you're married, if you have a family, so that they know who they are speaking to. Want baie mense, hulle sien iemand, dan sê hulle sommer, die Here het gewys, jy's my man, maar laat hulle weet dat jy getroud is asseblief. Goeiemôre luisteraars, dit is my voorreg om julle te groet. Wat 'n voorreg om in die ateljee te wees, saam met Elsie's Radio. En ek dank die Here vir hierdie mooi voorreg. Ek is Pastor Stephen Samuels van Mitchellsplein. Ja, ek is getroud en ek het 'n vrou, Janet Samuels, en dan het ek 3 seuns. Ek is net bly vir die Here, ek het seuns gekry. Ek het groot geword met 6 susters en ek het die Here gevra, ek wil nie daai probleme hê nie. Ek weet wat ek bedoel. Nee, met die vriende, met die skoonbroers. Die skoonseuns, ja, en so aan. En die Here is vir my mooi. Ek dien die Here nou al my hele lewe lank, kan ek onthou. Ja, daar is opdraandes en so aangewees, maar ek dank God dat hy in my belang gestel het. Nou, ek ken die Here 'n paar jaar. Dit gaan nie om my vanoggend nie. Ek wil net u vertel wie die God is wat ons dien. Ek het die Here op 'n jong stadium leer ken. Ek is in die huis gebore in Ravensmead, Overdale Straat, in Suster Conradie se huis. Wie my vorige pastoor, hy was haar seun. En ek is in die huis gebore en ek moes dood gewees het by geboorte al. Maar God het 'n plan en ons verstaan nie altyd nie. En ja, ek was gebore en ek weet nie of hulle my te hard 'n raps gegee het op die boutjie om my in die huil te kry nie. Maar daar was 'n fout wat ingekom het. Dit is seker maar nodig gehad, Pastor Stephen. Dit is seker maar nodig gehad. Ja, ek is van 'n stil manne gewees. Toe moes hulle my 'n hou gee. En ja, en ek het aan die skierie geraak en so het ek die lewe ingekom. En soos ek groter geword het, my ouers agtergekom dat as ek kruip, dan sleep ek my een been agterna. Ek gebruik net die ander been om my vorentoe te trek. En ja, en wat gebeur het is my een been het toe nou nie dieselfde gegroei in lengte soos die ander een nie. En toe ek begin loop, toe sien hulle daar's iets fout. Ek huppel 'n bietjie in my loop en in my hardloop. En toe ek so 7 jaar oud is, dis eintlik waar ek agtergekom het wie God regtig is. My mami kom tot inkeer, Suster Jessica Samuel, sy lewe vandag nie meer nie. Kom tot inkeer by die Pinkster in Overdale Straat, op die hoek van Overdale en Dillerystraat. En sy vat my saam na hulle Pinkster bidure toe. En toe die pastoor 'n uitnodiging maak, vat sy my vorentoe en die pastoor laat my sit voor in die bank terwyl almal staan en hy gaan nou vir my bid vir hierdie geval. Nou omdat ek 'n kind is, maak ek my oë toe nie. Ek wil nou sien wat gebeur, wat gaan aan. Ja. En so aan dis nou vir my 'n nuwe saak. Skoon tog, hoe oud was jy daar? Ek was iets so 7 jaar oud. Okay. Ja. 7. Baie jonk nog. What a good number. Ja. Biblical
Biblical number. En terwyl die pastoor sy hande uitsteek en ek sit my voete op sy hande, ek sit en hy kniel voor my, begin hy die naam van die Here aan te roep. En ek voel die salwing soos wat ek het nou voel, man, vir die eerste keer. Wonderful. Ja, en terwyl hy bid, nou is my oë oop, ek verstaan nie wat gaan aan nie, ek wil kyk wat gebeur. En ek sien terwyl hy bid, hoe my een voet langs die ander een inskuif. Here ons prys U. Halleluja. En ek sien die krag van God beweeg. Amper begin ek nou te preek. En ja, en die salwing van die Here, en ek is verbaas en ek besef, Here, die is die persoon van wie ek in die Sondagskool gehoor het. Nou ek het in die kerk groot geword. En so aan, ek was in die Full Gospel en toe ons nou trek Mitchellsplein toe. So was ek 15 jaar oud, toe gaan ek oor na die Pinkster toe. En dit is waar ek nou nog is. En soos ek groter word, het dit by my gebly en ek het geweet die God is 'n werklikheid. Amen. En so nou en dan soos ek groter word, 15, 12 jaar oud, het ek die Here getoets. Ek wil net kyk of dit so is. Daar was tye wat ek en my vriende winkel toe stap en dis nou 'n kindergetuienis. Ek is nog baie jonk, 13, 12 jaar oud. Nou sal ek vir hulle vra, jong, het julle nie geld vir lekkers nie, man? Dan sal hulle sê, nee, ons het nie. As ek moet nie worry nie, ek gaan nou vir ons geld optel. Dan gaan ek vir ons sakkas koop, man. En nou dan praat ek met die Here so hier in my binneste. Here, U is ons God, man. En so 3 ure loop ons, dan tel ek die R5 op. Ja. En dan koop ek vir ons lekkers en dit het meer as een keer gebeur. Pastor Steven, kan ek nee, jammer net Ja. om my woord te breek. Ek wil net vra. Nou sê gou vir my, na jy nou vir hulle gesê het, kyk, julle is mos nou 'n paar jong boeties by Ja, ons is mekaar, so né? vier- Nou so loop vier julle, ja. mannetjies. Nou loop julle, nou sê jy vir hulle, weet julle nie. En hulle sê ons het nie. En almal weet, jy vra omdat jy ook het nie. Ja. Right? Nou loop julle en nou tel jy dit op. Wat was hulle reaksie teenoor jou nou? Hier tel sy nou op en sy het gesê ek gaan nou optel en hier gebeur dit. Wat was hulle reaksie? Ek sal net kom Ag, ek dink hulle was meer geskok as enigiets. ja, anders. ja, Hoe definitief, het jy definitief, Wa- definitief. Ja, en dit het so baie keer gebeur dat as ons so winkel toe Ja. stap. Ek sal onthou die een wat hulle regtig uit die veld het geslaan het is as die councilmanne so daai papiere bymekaar vee. En dan moet hulle dit mos toe kom optel. Nou lê daar vir 'n rukkie. Nou kom ons verby. Nou dis nou 'n bietjie later alweer, 14 jaar oud en so. En nou het dit al baie gebeur. Nou hulle weet ook al as ek sê ek gaan nou optel. Dan weet hulle ook nie dit is so. So dan loop almal mos nou saam Hulle jou, want wil hulle net weet, saam met my hulle weet loop mos winkel toe, man. En as ek die vraag vra, het julle nie, dan weet hulle. ja, ja. Ja, en nou sê ek vir hulle, nee, ek sien die man het papiere bymekaar gesvee daar. Ek gaan nou vir ons 'n R2 uitskop, die papier R2, hy bloue. Ja, ja. En nou kom ons, nou loop ons aan skop ek. En dan sien ons daar waar die R2, dan tel ek op. Dit het asof dit normaal. Dit is hoe dit al was. Amen. Verstaan? En dis hoe ek die Here leer ken het. Jy kan maar na my huis. Ja, ja. Is dit? En jy miskien vind jy geld dan, maar dan moet jy dit vir my Here ons gee. presies. Maar die keer sal jy self vir jou pas, dit sal nie sê nie. Ja, dit is gewoonlik vir my, Ja. wat die Here dit moes nou doen. En net om jou woord, nie om die woord te breek nie. Ja. Ek dink dat die Here het jou voorberei Dis reg, ja, dis reg. vir jou volwasse jare. Ja, sê. Die Here het jou Nee, dit is so. sodat jy moet weet wat die Here in jou gesit het. Amen. Ag, en dis hoe ek die Here leer ken het. En toe ons nou trek Mitchellsplein toe sluit ek nou by die Pinkster aan. En toe gee ek eers my hart vir die Here. Verstaan u? Alhoewel ek die Here leer ken het op 'n jong ouderdom, het ek nog nie presies verstaan waaroor dit gaan nie. En ek gee my hart vir die Here, 15 jaar oud. Maar nou, u weet mos gewoonlik, wel nou nie in almal se geval nie, omdat ek in die kerk groot geword het, het ek nou my hart vir die Here gegee en volgens my is ek nou bekeer. Ek het nie geweet jy moet jouself oorgee sodat God se doel in jou lewe kan bereik. Verstaan nie? Ek het nou in die kerk groot geword, so ek is basies gered. En dis waar baie die Ja. fout maak. En ongelukkig is dit die geval hoekom hulle nie die Here leer ken in die krag van sy opstanding nie.
Ek dink ek het dit bedien daar by Ele Pastoor, daai skrif Markus 5 vers 35. Waar hulle Jesus in die bootjie neem, die skrif sê en hulle het die skare verlaat. Dis vers 36 Markus 5. Hulle het die skare verlaat en hom net soos hy was in die skei saam met hulle geneem. Wow. Nou ons neem die Here aan omdat ons hoor wat hy kan doen, wie hy is en so aan. Maar sodra ons hom aangeneem het, dan vorm ons 'n tipe van 'n idee wie ons dink hy is. En ons vergeet van wat ons gehoor het. En nou begin ons die Here bietjie te limit, man. En dis baie keer hoekom mense nooit die krag van God ervaar. So true. En toe ek 19 jaar oud was, nou vir hy daai Here aangeneem het, toe ervaar ek niks van daai nie. Want ek het aanvaar ek is nou reg en alles is reg. En toe ek so 17, 18 jaar oud word, toe besef ek, Here, maar iets is nie reg nie. Ek wil weet wie U is, ek wil U leer ken. En ek roep my maats in die jeug by mekaar. Daar was so 4 jong manne wat saam met my uitgehang het. Ek sê vir hulle, manne, ek het by 'n besluit gekom, ek wil die Here dien. Ek het die Here aangeneem, maar ek ken nog nie die Here nie. Ek sê vir hulle, manne, as julle nie saam met my die Here wil dien nie, dan skei ons paadjies vandag hier. Ja. Daai manne was kwaad. Hoe kan jy so maak? Want ek was die een wat die span getrek het. Verstaan u? En ek neem die besluit om die Here vas te vat. Ek wil weet wie hy is. En ek knoop 'n verhouding met die Here aan. En dit is eintlik wat moet gebeur. Amen. Die eerste keer. Yes. Verstaan u? Yes. En u sal my nie glo nie. Toe ek die Here eers begin leer ken, toe skrik ek my flou. Ek het so bang geword. Toe ek agterkom wie God regtig is. Ek het net so Dis 'n vrees wat jou beet maak. Yes. Hierdie groot God met wie jy nou te doen het. Jy kan vir hom niks wegsteek nie. Ja. No, as jy mense Here aanneem, dan dink jy kan nog hier en daar jou ding doen. Hy gaan dit nie sien nie wat ook. En ek besef, Here, maar U kan alles sien. En ek besef, Here, ek moet heeltemal oorgee. Wat ook al daar is wat my terughou. En ek vra die Here hierdie vraag. Ek sê, Here, as daar enige iets in die pad is tussen ons twee, U moet dit verwyder. En God doen 'n mooi werk. Weet jy, ek luister na Pastor Elton se getuienis en ek sê dit altyd, man. Vir my is die grootste werk wat God ooit kan doen. Ek het baie wonderwerke gesien, glo my. Ek praat van dinge wat U sal laat skrik. Maar vir my die grootste wonderwerk is wanneer God iemand se hart verander. Sjoe. Ek sê dit altyd, hy verander nie net die persoon se hart, hy sy hele lewe verander. Hy praat nie meer dieselfde nie. Hy loop nie meer dieselfde. Dis net die Here. Ja. Dis net die Here wat dit kan doen, man. Jy het gepraat van die inrigtings en die goed. Hulle kan nie daai ding doen nie. They can't change that. God kan doen. Hulle kan nie tot op daai detail gaan nie. En is waar wat die woord sê, daar's geen verlossing sonder bekering nie. Amen. Nie dit is so. Ek het dit nou die dag by Pastor hulle genoem. Ek bring dit so in by my getuienis dat ons almal is in 'n mate godsdienstig. Ek weet nie of dit ingebore is of wat dit is nie. Maar almal. Yes. Hulle het dit om 'n God tevrede te stel. Dis hoekom ons elkeen het iets waaraan ons glo. Dit is so. Ja, maar daar's net een God wat dit kan doen. Wat ek nou gesê, wat 'n lewe so kan verander, laat mense kyk en sê, is dit dieselfde persoon? En dan is dit so, baie het gesê, jy sal nooit regkom nie. Maar hier sien hulle wat God kan doen, en hulle kan nie anders sê, hulle moet erken. Iets het gebeur, man, want jy word nie net so uit jouself uit nie. Weet jy, die Here doen 'n mooi ding in my lewe. Ek leer God ken, en ek sien wie God regtig is. Weet jy, en daai dinge wat gebeur het in my jong lewe kom weer terug. Ek begin die Here weer te vat op sy woord. En dis nou na skool, ek is nou klaar gemaak met skool, ek werk en so aan. En dis die eerste keer wat ek weer die Here iets vra. Ek het die naweek het ek my laaste geld uit die bank getrek. Nee? En daar was 'n R6, dis wat die strokie sê wat uitgekom het. Nou het ek die petrol in die kar gegooi en ek ry werk toe, ek werk in die Kaap. En terwyl ek die middag op my knieë is, lunchtime so 'n halfuur bid ek gewoonlik en 'n ander halfuur sal ek nou my ete geniet. En maar nou ek is bekommerd, die petrol in die kar is te min om huis toe te gaan.
En terwyl ek op my knieë is, praat ek met die Here. Ek sê, Here, ek het nou nie die petrol, is te min vir huis toe gaan. En nou kom die duiwel ook, hy sê my, jy kan daai man vra, hy sal vir jou gee. Iemand wat saam met my werk. Hy sal vir jou gee, jy help altyd die mense. En ek sê, nee, Here man, ek het nie nodig om iemand te gaan vra nie. En my getuienis kom terug na my toe, wat die Here daai destyds gedoen het. En ek vat my bankkaartjie, en ek sê vir die Here, ek sê, Here, u weet en ek weet, daar is R6 in die rekening. Ja. Maar ek het net R50 nodig vir Peter om weer by die huis te kom. En ek lê die kaartjie op die Bybel. Ek sê, Here, ek gaan nou R50 trek. Ek gaan die kaartjie in die masjien sit. Dan gaan ek nou die R50 trek. En ek is klaar gebid en ek stap hier af na die masjien toe. En terwyl ek hier afstap, preek die duiwel. Hy sê, hy lag hom klaar. Ek kan hoor in die gees, man, hoe lag hy my uit. Is sy dan dom? Ja. Sy het die kaartjie gesien. Het die balance. Jy weet daar's 'n seker. Ja. Weet jy, en ek sê niks vir hom nie, en ek stap. Kom by die bank en ek druk die kaartjie in en ek druk die pin. En nou vra hy vir my nou, hoeveel wil jy hê? Nou kyk iemand wat vra, hoeveel wil jy hê? Dan is er nog. Daar is. Verstaan? Daar is. En nou druk ek wil R50 hê. En ek hoor daar werk en nou gee ek so 'n tree agteruit. Want ek wil mos nou sien man. En hier kom die R50 uit. Here ons prys. Weet jy dat ek self skrik? Wonderlik man. Net die Here En wat dit kan weet doen, ons man. hoe's ons mense. En ek weer terug by die masjien. Nou hoeveel is daar nog? Druk ek daar. Ek wil die balance. Ja. Ja. En die balance sê vir my, daar is nog 'n R10 in. En God het 'n 0 by die 6 gesit. Ja. Dis mos niks. Ja. Wonderlik man. Prys die En daar Here, het ek man. gesien, ek kan die Here Ja. weer vertrou, soos ek hom destyds vertrou het. Ek moet regtig vir jou naby aan my hou. Here ons prys. Ja. Nee, ek het nie geld. Dis hoekom Nee, ek jy ook het nie geld nie, maar die salwing wat jy dra. Ja. Die salwing wat jy dra. Ek hou net nie Here ons Oei, prys. so jy Yes, hou baie. Dis hoekom hy my so naby hom hou. Ja. Okay. As dit 'n lange foon kom. Ag, Ja, en ek het die Here leer ken van baie jongs af. En so het ek met die Here groot geword. Nou, as ons na die Here toe kom, dan noem God ons gelowiges. Met ander woorde, die We geloof. believe, ja. Ja, en ongelukkig, ek het met baie mense al gepraat wat kinders van die Here is. Wat die Here al 30 jaar en so lank dien. En as ek hulle hierdie getuienisse gee, dan skrik hulle. En dan is asof die vraag deurkom, dien ons dieselfde God? Ja. Maar dis dan wat die woord sê. En dit is hoe ek die Here in my bootjie gelei het, volgens Markus 5 vers 36. Ek het hom net soos hy was. Hy kan alles doen soos wat sy woord sê. Wow. Dit wat ek gehoor Ja. het, getuienisse, ek het hom net so gevat Ek sien en dis hoe ek hom ingelei het. En dis hoekom ek weet ek kan hom vra en hy sal dit doen. Ag, daar's baie wat ek al die Here gevra het. Ag, die Here openbaar geheime. Goed wat ek nie veronderstel is om te weet nie, wat die Here openbaar. En so aan jy weet ons baie keer dan praat ons met die Here en sê Here, ek het hierdie ding nodig. En dan wonder ons soms keer hoekom kom dit nie deur nie. Verstaan u? Weet jy wat sê die Here vir my deur 'n getuienis wat met my gebeur het is? Dis omdat die kinders van die Here ongehoorsaam is. Nou nie die persoon wat bid nie, maar die persoon wie die Here wil gebruik om aan daai persoon se behoefte te vervul. Wat gebeur eendag is, ek is in die bidhuur. En nou het ek 'n R20 in my sak. Van Beacon Valley af Rocklands toe is daai R20 nog genoeg vir petrol. Verstaan u? Nou is ek bietjie laat gewees tot ek nou nie tyd om by die garage in te gaan om nou die petrol in te gooi sodat ek kan huis toe gaan weer. Ek weet wat in die kar is nou is te min om huis toe te gaan. En ek sê ook vir myself nee, is okay, ek gaan bidhuur toe. Ek kan na die bidhuur kan ek gaan ingooi en ek huis toe gaan. Maar ek het net die R20 in my sak. En terwyl ek op my knieë is en met die Here praat, stop die Here my. Die Here sê my Steven, ek wil jou iets sê. En ek stop. En nou kyk ek rond, almal is op hulle knie, ons bid hier. En ek is al een wat nou my oë is oop. Ek vra Here, wat is dit? Ek dink die Here wil my miskien iets wys.
En die Here sê vir my, daai R20 wat jy daar in jou sak het, gaan gee dit vir hy suster man. Weet jy, en my vraag is vir die Here, Here, R20. Is dit genoeg? Ek weet nou. En die ander ding is wat ek vir die Here sê, maar Here, dis my petrolgeld, huis toe, hoe gaan ek huis toe, Here? En die Here sê vir my, gaan gee dit vir haar. Nou as die Here iets sê, dan het hy 'n plan. Dit is wat ek geleer het. Veral as dit jou laaste is. Hy het 'n plan, man. En ek staan toe op en ek kyk, waar is die suster? En ek sien sy bid daar agter. En ek gaan na haar toe en ek vat so aan haar skouer. Ek sê, suster, die Here sê ek moet dit vir u gee. En sy vat dit by my en ek loop toe terug. En ek gaan weer op my knie, maar nou, die ding van die huis toe gaan is nou 'n probleem. Ja. En voor ek verder begin bid, sê ek, Here, u het gesê ek moet dit gee, so dis in u hande. Ek het net begin bid, voel ek iemand vat aan my skouer. En toe ek opkyk, toe sit 'n ander broer. En die broer sê vir my, broer, die Here sê ek moet dit vir jou gee. Toe gee die broer my R50. Verstaan nie? Nou baie keer wil die Here jou gehoorsaamheid toets. Yes. En ek wil dit noem vir elke luisteraar wat die Here dien, man. Miskien wonder jy hoekom het dit nog nooit met u gebeur nie. Daar's 'n toets wat die Here gee, veral op jou laaste. Onthou jy wat daar gebeur het met die vrou wat die laaste vir die profeet gemaak het, nê? En die olie en die meel. En dit was haar laaste. En dis die toets wat die Here altyd doen om vir jou te wil wys wie hy is. Nou as 'n mens net verby daai punt kan kom, dis jy deur, man. Dan weet jy wie God is. En nou gee jy daai laaste. Daai is die stap van gehoorsaamheid. En nou kom die Here deur. Ja, en net om in te kom daar, as ons kyk na Abraham ook. Ja, Dat is toe Dat- Isak dat moet Isak het toets toe hy vir wees. Isak gaan offer en sy kan nie by die seëning van die Here uitkom as jy nie die toets. Dan moet dit toets kom. En hoe gaan jy God leer ken? Yes. Jy moet Ja. daar deurgaan, you know, sodat die Here, hy wil jou eers God only bless obedient people. Daar's hy. You understand? It's true. Dit is iets wat die Here nou vir my opmaak terwyl ons praat. Because toe die Here met Abraham spreek, toe die Here vir Abraham sê, vat jou seun, jou enigste. Ja. Hy met die skrif lê klem op enigste. Daar is hy nog. Daar's hy, ja. En Abraham het die stem van die Here gehoor. Hy het ook geweet wie die Here is. Hey. Hy het geweet wie God is. En Abraham was obedient aan die Here. Toe gaan hy met sy seun. Maar as ons ook as jy jou enigste, jou laaste vir die Here wil gee, dan kom daar ook 'n tyd wanneer die Here vir jou nog verder gaan beproef. Daar's hy, ja. Because die Bybel sê, toe het Abraham met sy dienaars het almal geloop, en toe hy op pad is, toe sê die Here vir hom, hy moet ook die wat saam hom is laat stil staan. Hulle moet ook bly. Ja. Hy moet alleen Hy gaan. moet alleen verder gaan. Verstaan? Sodat God nog verder met hom kan spreek na mate sy gehoorsaamheid. En toe hy gehoorsaam is, toe hy terugkom, toe sê die Here vir hom, nou sal jou nageslag en almal sal geseën wees. Ja. Why? Because obedience. Is better than sacrifice. Yes. Daar's hy. En hy het die seëning gebring na hom toe, omdat hy gehoorsaam het. Nou Yes, baie waar. keer dan bid ons vir die Here vir seëninge, maar as die Here vir jou iets sê, dan wil jy dit doen nie. Ja, ja. Absoluut. So how can God bless you? Ja. Absoluut. Hoe kan die Here vir jou seën? As jy nie wil hoor wat die Here vir jou, dan gaan jy ook nie die seëning gebruik vir wat die Here vir jou sê vir wat Dis moet reg, gebruik ja. word. Thank Ja. you, Chris. Amen. I want to come in here quickly. It wasn't long ago I took someone for, soos hulle sê in Afrikaans, bevryding in 'n sfeer. Diep River, dan moet ek nou ry van Diep Rivier tot Ottery. It's everything that I have to pay for. Ja, ja. Okay, dis my petrol. Tyd. Op die einde van die dag, terwyl ons nou, toe ons klaar is, sê die Here, koop Kentucky vir al 3 van julle. Sjoe. En Kentucky is so 2-3 minute van die huis af en ek gaan koop dit. Terwyl ek staan in Kentucky, sê die Here vir my, moenie die twee los R100 gebruik nie, gebruik die R200, want nou moet jy klein geld maak, en terwyl jy wag vir jou goed, gee af. Want hierdie persoon is in die nood, Ja, ja. en ek gee af. Gehoorsaamheid. Kentucky sit die chips by my nie, nou eet ons, hulle gee die 2 gee vir my van hulle chips. Ek bel Kentucky en ek sê, daar was die chips in my boksie nie.
Hulle sê, jy kan terugkom, ek gaan vir jou Kentucky gee, 'n stuk hoender, en 'n pakkie chips. En toe ek nou na die tyd, ons is nou klaar, nou gaan ek die persoon huis toe neem, sê die Here, gee af, wat jy nou net ontvang het, van daar is 'n kind, Wonderlik. en ek gee dit af. Ja. Ek kom by die huis, maak 'n groot storie, baie kort, kom by die huis, nou gaan ek deur my messages, van kyk, as ek besig is, ek sit my phone af, die persoon is meer belangrik, It's right. as iemand anders nou, want God het dit beskikbaar gemaak, dat ons daar is vir hierdie persoon. Dis reg, ja. Kom by die huis, en ek gaan deur my phone, iemand in die strand, dieselfde getal wat ek uitgegee het vir die dag, Here ons prys. gee die persoon vir my, sy sê, ek het vir jou geld ingesit Is by nie die Shoprite. Here, Sy man. weet nooit, sy het nie geweet waarmee Ja. ek besig is nie. So die petrol was betaal, die geld wat ek afgegee het was betaal, Wonderlik man. en Kentucky was betaal. Dis hoe die Here Dit werk. is hoe die Here, Ja. dis net die Here wat dit kan doen. Obedience. Weet jy, en ek wil dit net vir die luisteraars gou net noem. Baie keer wil 'n mens die krag van die Here in jou lewe gewaar man. Is net daai eerste stap van gehoorsaamheid. Dis al. Ek wil u sê, as die Here vir iets sê, hy lê dit op jou hart om iets te doen of te gee vir iemand. Doen dit man, want dis God se plan. Want God seën nie net vir hulle deur u nie, maar God gaan u seën deur iemand anders. Absoluut. Dis hoe die Here werk. Absoluut, ons is stories, Dis dit ja. stories, en daar was 'n tyd in my lewe, wat ek die mense sommer in die hemel wil geklap het. Maar toe kom dit by my, ek hoor die stem wat sê, I was patient with you. Ja, ja. So be patient with them. Amen. Ja. So jy kan maar aangaan. Ja, nou hierdie dame vir wie ek toe daai R20 gaan gee. Die suster. Nou ek weet nie waaroor dit gegaan het nie. Ek was maar net gehoorsaam. Sondag by die diens kom sy na my toe en sy druk my so vas en die trane loop. En ek verstaan nie wat gaan aan nie. En sy sê vir my broer Steven, weet jy moet altyd gehoorsaam wees vir die Here. Sy sê weet jy wat het gebeur? Toe ek van die huis af gaan, toe staan niks by die huis. Sy sê ek het die Here gevra, Here, al stuur jy my net 'n brood in of 'n brood se geld. Here, dan is dit genoeg. En daai R20 was net genoeg vir 'n brood. En dit was vir haar die bewys dat God is die antwoorder van gebed. Soms vra ons klein, Ja. die Here sê, ons het nog niks gevra Ja. nie. Hy sê, vra groot man. Ja, iemand het Ja. my gesê, volgende keer moet ek nie net 'n R50 vra nie. Verstaan? Ons dien 'n groot God, man. Ja, ek het nou in die kar vir pastor gesê dat God wil sien dat sy kinders gelukkig is. Sodat die wêreld daar buite kan sien dat die God wat hulle dien, die God wat ons dien, hy is 'n werklikheid. Amen. Ag, daar's so baie wat ek kan vertel. So die Here sy hand aan my geopenbaar dat ek verder kan gaan. Ek hoor wat u nou praat van die bevryding. Ek was baie keer ingeroep vir bevryding en dit het so ver gegaan dat die duiwels wat ek kom om uit te dryf, dat hulle my al begin ken het. Want heel moontlik, ek weet nie, heel moontlik het ek hom by iemand anders uitgedryf en hier ontmoet ons En weer. hier kry ons weer mekaar. Verstaan jy, laat ek by iemand kom en hy sê vir my, Jay, ek ken vir jou, Jay Steven. Laat ek en die ander broer mekaar so kyk. Maar ek laat dit toe nie vir my afbring nie. Ek was veronderstel om nou geskrik en geskok te wees. En op pad soontoe het ek oor die rooi robots gery, pastor. En want die broer wat ek toe saamvat, wat my ondersteun, hy sê toe vir my jonger, sit toe jou emergencies aan, dan ry jy man. En ek ry toe oor die rooi robots en toe ek nou daar inkom, nou sê hy vir my, ek ken vir jou, Jay Steven. Julle is so geloofig by julle rooi robots. Ja, verstaan u. En weet u, toe ek die Here agterna vra, Here, wat het daar gebeur? Hoe is dit dat hy weet? Toe sê die Here vir my, dat soos wat God 'n beskermengel vir jou gegee het, pastoor, het die duiwel ook iemand aangestel om jou dop te hou. Ja, daai demons moet vir jou dop hou,
sodat as jy daar voor die Here op jou knieë kom en jy vra vir God, Here, wil U nie dit vir my doen nie, dan moet hy nou vir jou aankla en sê, maar Here, U kan nie, want hy het nou nog dit gedoen, hy het nog daai gedoen, hy's nog besig om dit En die Bybel sê, hy is die aanklaer van die broeders mos. nou, dit Hy is is die hoe hy aanklaer, weet. nee. Hy kan mos Ja. sy gedagtes lees, hy Ja. sê alomteenwoordig, soos wat God is. Sê die Here vir my toe verstaan, en toe sê ek, Here, nou verstaan. En weet Pastor Steven, nee, Belinda, is so lekker as die Here vir jou deurkom en jy het vir die Here iets gevra. Ja, Want ek dink eendag toe stuur my vrou vir my bank toe. My vrou sê vir my, daar is R200. Gaan trek hy R200 so Sondagmiddag. En ek kan ook sê dat is nie maklik om aan leiding van aan leierskap te staan nie. Want jou laaste is nooit joune nie. dis You know, jy moet daar is altyd iemand anders. En my vrou sê, gaan trek gou die laaste R200 want laat ek net vir ons iets kan kry daar. Sê ja, okay, en ek stap toe oor en ek kom by die garage. En toe ek aankom, toe kry ek nou 'n man en hy is so lekker dronk. Hy ken vir my, hy sê my pastor, want toe gaan pastor, ek gaan nou saam pastor loop Sondag, maar dit is mos stil. Ek gaan saam pastor loop, ek sê, maar soos hy praat, loop ek want ek wil klaar kry. En hy loop al saam met my, hy is so 'n afstand van my af. En ek kom by die garage en ek gaan na die ATM toe. Toe ek daar kom, toe lê daar R200. Toe lê daar R200. En kyk wat gebeur. En ek skrik vir die R200, maar ek dis hoekom ek hy is so met my praat. Ja, laat hy nie moet hy moes nie die gesien het. ja, ek sien ja. En ek het die R200. Ek kyk, dis niemand hier nou vir wie vra ek nou vir niemand hier, die Here het vir my gegee, daar gaan ek. Ja, En wonderlik. ek kom by die huis, ek sê vir my vrou, want my vrou sal kan sien op haar foon as ek die geld afgegaan dit ja. En hier het sy die geld het nie afgegaan, maar hier het ek die geld. En sy wil by my weet, maar hoe, waar kry jy dit? Ek sê vir my vrou, kom ons loop. Sy, ek gaan jou weer vertel wat hier gebeur het. Ja. Ons is toe weg. En die aand vertel ek vir haar, sy sê, maar die Here is 'n waarmaker van sy woord. Amen. Nou het ons kos gehad en Daar is nog- en nog ekstra, daar is vir haar vir traveling week toe. Right. Op 'n dag stap ek, daar was 'n ATM. En die ATM en tot vandag toe, daai ATM is nie meer daar nie, maar ek kyk nog altyd aan toe. Want het iets met my hier by die ATM gebeur. Iets het met my by die ATM gebeur. En die ATM was op 'n hy het so alleen eensaam gestaan en die Sondagmiddag stap ek town promenade toe. Ek moet daar verby stap. En ek stap en iets vat my kop en hy draai na die ATM toe. En toe ek kyk, toe staan daar geld uit by die ATM. Vir wie vra ek nou? As 'n Sondagmiddag, hier's niemand. Die industrial area is stil. Hier's niemand hier nie. Ja. Vir wie vra ek? Die karre wat verby, almal ry verby. Ek staan Jy hier moet by maar die gereeld daar ry gaan man. ek sê vir ek Pastor Steven. En you know what? En ek al die geld uit. Ek sit die geld in my sak en ek is sommer klaar toe winkel toe geloop ook. Ek loop ek kom hier winkel toe en ek gaan nou terug. Want ek weet dis nou change of plans. Ons het geld nou. Ons gaan nie nou kom wat ons wil gekoop het, dis change of plans. En ek gaan terug. Ek sê vir my vrou, kyk hier. My vrou vra, waar kry jy die geld? Ek sê vir my vrou, weet jy wat? Daai ATM, ek weet nie, daar het geld uitgekom daar. En daar and you know what? Since then, daai masjien het hulle weggehaal daar. Maar as ek daar kom, as ek kyk ek nog altyd daar because maar wat ek sê is dat die Here is 'n waarmaker van sy woord. Dat die Here kom vir jou deur Amen. en die Here antwoord. Wonderlik, wonderlik. En tog sê die Bybel, hy is met ons bekend. Ja. Hy weet wat ons nodig het. En die Here het geweet, daai geld is soos 'n laaste. Na die het julle nie. Maar omdat julle geld as julle wat julle gehad het julle vir my werk gebruik. Dis dit ja. Nou gaan ek vir julle reimburse. Hy reimburse Enige metode. en hy Ja, gebruik ja. daai metode. Daai R200 wat lê by die ATM, dis 'n ander ATM en die ander ene by Absa waar die geld Kyk uit daar, staan. kyk daar. En daar gaan ons. Dis hoe die Here werk. Wow. I wish we had more time. We're going to give Pastor Stephen now a time to wrap up. But I'm definitely going to call you back again Amen. because time was of the essence. Yeah. But there are more times that we can share with the listeners. I want you to wrap up within a minute and then to pray for anybody that was listening to our voices today, that heard your testimonies, and just, lead them back to Jesus, because that is what we're here for,
to tell them, the God that we serve, die Here wat ons dien, hy is 'n werklikheid. Amen. Nee, dis die waarheid, dis die waarheid. Net om af te sluit. Nou, vir iemand wat die Here dien om wil vorentoe te gaan geestelik. Ek praat van om God te leer ken in die krag van sy opstanding. Ek kom by 'n pastoor se huis en ek en 'n ander evangelis en toe ons tot daar kom, toe daar nog 2 pastore en nog 'n evangelis. En die vraag wat die een ou vra en dit het by my gebly al die jare. Die vraag wat die evangelis vra is, as die Here net wil sê, wat moet ons doen? Hoe moet ons doen sodat ons hom kan leer ken soos die profete van oudsman? En ek staan daar met almal hierdie dinge wat ek nou vertel het, my ondervinding met die Here. En ek sê, Here, hoe kan die evangelis so iets vra? Die woord sê dan, as hy net gehoorsaam is. Amen. En dit is ook op die woord sê, en ek wil dit vir elke kind van die Here sê, gehoorsaamheid is beter as offerande. So true. Dit is so. As jy net gehoorsaam is, God kan so baie dinge doen met iemand wat gehoorsaam is. Want iemand wat gehoorsaam is iemand wat hy kan gebruik. Nou as hy iemand kan gebruik, dan gaan hy die persoon seën. En hy gaan voorsien, hy gaan jou lei, sy salwing gaan op jou rus, en dis al wat nodig is. Baie mense dink jy moet perfek wees, jy gaan nie foute hê nie. Ag, ons stel nog steeds mense te leer, maar die gehoorsaamheid, dis al wat tel. So luisteraars, kinders van die Here, gehoorsaamheid is al wat u nodig het, as u wil kom waar u wil kom. Amen. Ek praat ook met hulle wat nie die Here ken nie. Miskien het jy geskrik om te hoor wat nou uitgegaan het, van wat God doen, en kan hy dit nog steeds doen? Ja, hy doen dit nog steeds. Die woord van die Here sê, dat is net die naam van Jesus, wat die duiwel laat sidder. Daar's geen ander naam, wat die duiwel laat sidder nie, net die naam van Jesus. Dit gebeur nog vandag. Verlossing is net deur die naam van Jesus. So u wat nog nie die Here ken nie, kom proe en smaak en sien wie jy regtig is, man. Miskien het jy iemand gesien wat die Here dien, wat swak aankom, wat nie die Here regtig ken nie. Kom u nader en sien u self wie God is. Gehoorsaamheid is al wat nodig is. Die Here seën u julle. Ek gaan 'n gebed doen. Miskien is daar iemand wie geraak was of geroer was deur wat uitgegaan het. Miskien wil u hierdie oomblik, wil u die Here aanneem, net daar waar hy is. Wil ek hê u moet die oë sluit en u moet u hart oopmaak en God 'n kans gee terwyl ek saam met u bid. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ek sê vir u baie dankie vanmôre, Here, vir 'n mooi voorreg soos hierdie. Ag my God, u het hierdie tyd uitgesit omdat u 'n doel het met alles. Here, u woord sê dat u woord sal nooit ledig terugkeer nie. En vanmôre het daar baie uitgegaan, Vader. Here, u het harte aangeraak, u het mense geroer. Here, daar's hulle wie u wakker geskit het. Here, om hulle te herinner aan wie u regtig is en wat u kan doen. Here, hulle wie kinders van u is wat al reeds met u besluit gemaak het. Ek vra, Here, dat julle dieper dieptes inneem. U sien vanmôre die harte, daar's hulle wat sê, Here, ek wil ook graag daai ondervinding hê. Gee my 'n lewende getuienis. Here, wil u vir hulle wonderlik deurkom. Here, wat ook al in die pad is, Here, wat keer dat u doel in hulle lewens bereik. Ek vra vanmôre dat u dit verwyder, my God. Elke mag van die bose stel ek kragteloos in die autoriteit van Jesus Christus. Here, ons bind, my God, elke invloed. Here, elke band waarmee hulle bind, my God, verwyder ons nou in Jesus naam. Here, maak u gees los oor hulle. Here, sonder mate, my God, in Jesus naam. Hulle sal weet dat die God wat hulle dien, is nog dieselfde God wat die woord van praat. Bring hulle deur, Vader, op wonderlike wyse, in Jesus naam. Baie dankie, Vader, ek dink aan hulle, wie nou 'n besluit met u neem. Here, wil u spesiale genade vir hulle gee. Neem hulle aan vanmôre, Here. Vergewe hulle, Here, vir dit wat hulle gedoen het, my God. Here, maak hulle vry van dit wat hulle tot nou toe gebind het, Vader, in Jesus naam. Ek vra dat hulle aanneem as een van u kinders, my God. Wat 'n toestand hulle ook in was. Here, haal hulle nou daaruit in Jesus naam en maak hulle los van elke band van die bose, Here. Wil hulle onderskrag en onder die bloed
bloed, Here van die Seun Jesus, trek my God en u Gees met hulle saamstuur, sodat hulle sal gaan aansluit by 'n bediening, Here, waar hulle God kan dien, Meester. Kom lei u hulle, Vader, in Jesus magtige naam. U ken hulle by die naam, Here, soos wat u hulle lewe ken. Maak hulle nou vry in Jesus magtige naam. Die duiwel het geen meer mag oor hulle nie. Ek verklaar hulle verlos in die naam van Jesus tot verheerliking van u naam. Baie dankie, Hemelse Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. I'm Pastor Belinda Berger. I hope that you were blessed by these testimonies. I'm going to get them back another time because there is so much we need to share. And especially like Pastor Stephen was saying, there's so many pastors, even pastors' wives. Hulle is vasgevang. Hulle weet nie hoe om uit sekere goed te kom nie. We are here to support you. So thank you. I'm signing out, Pastor Belinda Berger from Parow, and this is Pastor Elton van Renen. En Pastor Stephen Samuels. signing out, hoping to see you next time, and God bless. Hallelujah. Goodbye.